Goeiemôre en baie welkom by hierdie erediens van die NG Kerk Hewelkruin hier in Bloemfontein. My wens is dat vanoggend se erediens vir jou tot geloofsversterking sal dien. Kom ons word stil in die teenwoordigheid van die Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Genade en vrede vir jou. Hierdie genade en hierdie vrede kom van God af. Hy is ons Vader. Dit kom van Jesus Christus af. Hy is ons verlosser. Dit kom van die Heilige Gees af. Hy is die een wat in ons woon. Kom ons antwoord op hierdie seëngroet deur te luister na 'n lied en ons gaan daarna luister, maar ek wil jou vanoggend uitnooi. As jy die woorde ken, sing saam of neurie saam. Maar kom ons loof die Here met hierdie lied. Ons het nou al amper gewoond geraak daarin om nie meer in gemeenteverband saam erediens te hou nie. Ons hou erediens daar waar ons bly, in ons sitkamers, ons woonkamers, dikwels 1 of 2 of miskien 'n gesin saam. Maar tog word ons saamgebind deur ons gemeenskaplike geloof. Ons glo dieselfde dinge en daarom is ons 'n gemeenskap van gelowiges. Kom ons bevestig weer vanoggend saam as 'n geloofsgemeenskap die dinge waarvan ons van harte oortuig is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, wat gesterf het, wat begrawe is, en wat ter helle neergedaal het, maar wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader,
van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat alreeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan vanoggend Psalm 130 lees. Psalm 130 is 'n besondere psalm. Dit is eintlik 'n juweel van 'n psalm. Daar is die interessante verhaal dat die kerkvader Augustinus Psalm 130 op sy versoek op die een muur in sy kamer laat uitskryf het, volledig laat uitskryf het, sodat hy daardie psalm gedurig kon lees op sy siekbed, wat op die ou einde sy sterfbed geword het. Psalm 130 is ook bekend as een van Martin Luther, daardie groot kerkhervormer, sy gunsteling psalm. En dan is dit interessant, as 'n mens op hierdie gaan loer, dat daar heel wat musiekkomposisies is, wat gemaak is met Psalm 130 as die inspirasie, en so die woorde en die boodskap van Psalm 130 onder musiek gebring het. Psalm 130 is ook vandag 'n besondere psalm. Kom ons luister na die psalm. Maar kom ons bid eers saam. Onse Vader, ons is in hierdie oomblikke stil voor U, met 'n gees van afwagting en ook verwagting om U woord te hoor. In hierdie tyd het ons baie bewus geword van ons eie broosheid, ons onvermoë, ons swakheid. En daarom, Here, is ons gebed dat hierdie woord uit U woord vanoggend vir ons tot troos en tot versterking sal dien. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Kom ons luister na Psalm 130. Uit die dieptes roep ek na U, Here. Luister tog na my, Here. Hoor tog my hulp geroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U is daar vergifnis, en daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here, meer as wat die wagte op die môre wag. Die wagte op die môre. Wag op die Here, Israel. Want die Here, by Hom is daar troue liefde. By Hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. En dan wil ek vanoggend ook uit die direkte vertaling van Psalm 130 lees. Uit die dieptes roep ek na U, Here. My Here, hoor tog my stem. Laat U ore aandagtig luister na my smeekgebed. As U sondeskuld in ag neem, Here, wie kan dan staande bly? Maar by U is daar vergifnis, sodat mense vir U ontzag het. Ek wag op die Here, my hele wese wag, en op sy woord vestig ek my hoop.
My hele wese sien uit na my Here, meer as wat wagte uitsien na die môre, ja, as wagte na die môre. Israel, vestig jou hoop op die Here, want by die Here is daar troue liefde, by hom is bevryding in oorvloed. Dit is hy wat Israel bevry van al sy sondeskuld. Hier eindig ons skriflesing. Wat wil Psalm 130 vir ons sê? Ek het gedink 'n mens sou die boodskap van Psalm 130 so kon opsom. In moeilike tye fokus gelowiges op God. In die eerste plek sê hierdie Psalm vir ons, in moeilike tye roep gelowiges na God. Dit is soos hierdie Psalm begin. Vers 1 van hierdie Psalm sê, en ek lees dit weer, uit die dieptes roep ek na U, Here, luister tog na my, Here, hoor tog my hulp geroep. Die psalmdigter kreet as het ware sy hulpeloosheid en sy hopelose toestand hier uit. Ons sou kon identifiseer met die hulpgeroep van hierdie Psalm. Uit die dieptes van my eensaamheid roep ek na U, Here. Uit die dieptes van my verlange na my kinders en my kleinkinders roep ek na U, Here. Uit die dieptes van my angs en vrees roep ek na U, Here. Uit die dieptes van my onsekerheid oor wat die toekoms inhou, roep ek na U, Here. Uit die dieptes van my onrus oor my kinders en wat in hierdie jaar nog met hulle gaan gebeur, roep ek na U, Here. Uit die dieptes van my bekommernis roep ek na U, Here. In swaar tye roep gelowiges na God. Daar is 'n tweede aksent in hierdie Psalm. In moeilike tye fokus gelowiges op God. Die psalmdigter rig sy fokus op God. Hy weet maar al te goed dat hy niks het om aan te bied nie. Daarom dat hy sê, as U ons sondes in aanmerking moet neem, Here, wie sou dan nog kan bestaan? Hierdie digter weet, daar's geen meriete in my nie. Hy weet baie goed dat daar niks in homself is op grond waarvan hy vir die Here kon sê, help my nie. Trouwens, hy is in die diepte van ellende met geen vooruitsig in homself nie. En dan rig hy hom op God. Hy kyk weg van homself af. En hy maak 'n appel op God. Hy appelleer op die Here se genadige luister na sy smeekgebed en sy hulpgeroep. Hy vra, hy smeek, hy pleit dat die Here in sy genade tog na hom sal luister. Hy maak 'n appel op die Here se vergifnis. Die digter is vergewe deur die Here en dit het hom in 'n nuwe verhouding met die Here geplaas. Daar is niks meer wat afstand en verwydering bring tussen hom en God nie. En daarom het hy juist die vrymoedigheid om vanuit die diepte van sy ellende uit te roep na God.
Nuwe Testamentiese gelowiges weet dit ook. Ons is deur God vergewe. Ons sonde, dit wat afstand bring, dit wat verwydering bring tussen ons en God, bestaan net nie meer nie. En dit is weg, omdat die Here ons vergewe het. En ons as Nuwe Testamentiese gelowiges weet ook, dat hierdie vergifnis 'n duur vergifnis is. Dit het immers die dood van Jesus Christus aan die kruis gekos. Ons is in 'n verhouding met God, omdat ons vergewe is. En daarom is ons vry om God te dien. Hierdie digter maak 'n appel op die Here se troue liefde. Nou in die oorspronklike taal word hier 'n begrip gebruik wat 'n mens baie moeilik net met een woord kan vertaal. In albei die Afrikaanse vertalings word tereg hierdie begrip vertaal met troue liefde, maar tegelykertyd sê hierdie begrip iets van God se verbondsliefde. Dit is 'n begrip wat praat van die Here se langdurige, sy voortdurende, sy standvastige liefde. Dit is 'n begrip wat praat van die Here se duursame liefde vir mense. Die digter maak 'n appel op God se troue liefde. Die digter appelleer op die verlossing wat die Here vir sy volk bewerk het. Vers 7 sê letterlik, daar is oorvloedige verlossing by die Here. Daar is verlossing in oorvloed beskikbaar. Dis amper te veel. Die verlossing wat die Here bewerk het, raak nooit te min nie, dit raak nie op nie. Daar is verlossing by God te finde. En hierdie oorvloed van verlossing het die Here konkreet bewys met Jesus Christus se koms na die aarde toe. Trouwens, mense ons sê, Jesus is God se oorvloedige voorsiening in ons verlossing. Kolossense 1 vers 4 sê dit goed. Deur die Seun het ons verlossing verkry, die vergewing van ons sonde. Daar is 'n derde aksent in hierdie teks. In moeilike tye bly gelowiges hoopvol. In vers 5 en 6 van hierdie psalm verwoord die psalmdigter sy hoop. Letterlik staan daar, ek wag op die Here. Met my lewe wag ek op die Here. Daar is dus met ander woorde by hierdie digter 'n verwagting en ook 'n afwagting op die Here se ingrype in sy nood. Hy vergelyk dit met 'n beeld wat die mense uit sy omgewing uit baie goed sou ken. Daar was in Ou Testamentiese tye wagte wat 'n stad of 'n plek waar mense bly moes bewaak, veral in die nag. En hierdie wagte het dan uitgesien na die tyd wanneer die dag breek, wanneer dit weer lig word. En in die wêreld van die Ou Testament was die nag. Dit was donker, pikdonker. Vir die van ons wat op plase groot geword het, sal weet, dit kan so donker word, dat jy regtig nie jou hand voor jou oë kan sien nie. En wanneer dit so regtig donker is, was dit ook die tyd van gevaar. Daar kan aanvalle wees, van wilde diere of misdadigers. Maar hierdie wagte in hierdie donker was oortuig daarvan dat die dag kom. Dit sal weer lig word. En soos wat dit lig word, word die gevaar ook minder. Die vraag is nie of dit sal lig word nie. Die vraag is wanneer dit lig word.
En soos wat wagte in 'n pikdonker nag moes wag en wag staan en uitsien na wanneer die dag nou gaan kom, so wag hierdie digter dat die donker van sy swaar kry sal verander, dat dit beter sal word. Hy verwag dat die Here dit weer lig in sy lewe sal laat word. Dit is om met hoop te lewe. Dit is met hierdie soort verwagting en afwagting dat die digter op die Here wag. So seker as wat die dag sal breek, so seker sal die Here kom om in te gryp en dinge te verander. Die vraag is nie of die Here gaan kom nie. Die vraag is hoogstens wanneer die Here gaan kom. En dit is met hierdie gees van afwagting wat die hoop is waarmee ons lewe. Gelowiges lewe met hoop. Die swaar van nou sal verbygaan, dit sal weer beter gaan. Dis interessant. Die digter vestig sy hoop op die Here op grond van die Here se woord. Vers 5 sê, op sy woord vestig ek my hoop. Daar is 'n laaste aksent in hierdie psalm. In moeilike tye is gelowiges daar vir mekaar. In die laaste 2 verse van hierdie psalm rig die psalmdigter rond tot Israel, die volk van die Here, die groter geloofsgemeenskap. Dit gaan dus oor meer as net die digter se persoonlike verlossing. Dit gaan oor meer as die digter wat maar net 'n individu is. Dit gaan oor die breë geloofsgemeenskap waarvan hierdie digter ook lid is. Die sosiale afstand, die lewe agter maskers, waar ons, moet ek bely, partykeer mekaar nie eers herken nie, die afwesigheid van 'n handdruk of 'n drukkie, mag ons nie verwyderd van mekaar maak nie. Dat ons nie meer op 'n Sondag erediens hou nie, mag ons nie los van ons gemeente maak nie. Ons almal deel in God se gawe van genade, van vergifnis, van sy troue liefde. En ons deel in hierdie gawes nie individualisties, elkeen op sy eie nie. Ons deel dit as 'n geloofsgemeenskap. Ons deel ons geloof, ons hoop, ons liefde met mekaar, vir mekaar. Kom ons vat die boodskap van hierdie psalm saam. Ja, daar is ruimte vir gelowiges om vanuit die diepte van hulle swaar kry na God te roep. Doen dit. Die psalm laat ons fokus op God. Hy is die een wat genadiglik na ons roep, luister. Hy is die een wat ons vergewe. Hy het ons altyd lief. Hy bewerk verlossing in oorvloed. En daarom lewe gelowiges met hoop. Ons beleef die swaar van nou met 'n verwagting na die toekoms toe. Die nag sal verbygaan en dit sal weer lig word. Die psalm herinner ons aan ons verbintenis as gelowiges met mekaar. Ons is daar vir mekaar. Mag Psalm 130 ons help in die moeilike tye van nou. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here ons God,
Ons kan eintlik maar net Psalm 130 vanoggend na bid en vra dat wanneer ons uitroep na U, ons dit doen met die gees en die gesindheid waarmee die digter van Psalm 130 dit lank terug gedoen het. Ons gebed is, Here, dat Psalm 130 vir ons tot geloofsversterking sal dien en ons opnuut weer oortuig is van U genade, U vergifnis, U troue liefde, die oorvloed van verlossing wat U vir ons bewerk het. Help ons om met hoop te lewe ter wille van Christus. Amen. Psalm 130 is 'n psalm wat 'n mens ook eintlik moet sing. Kom ons luister na hierdie weergawe van Psalm 130, waar gelowiges die woorde van hierdie psalm op 'n aangrypende manier sing. Places I will call, incline your ear to me anew, and hear my cry for mercy, Lord. Were you to count my sinful ways, how could I come before your throne? Yet full forgiveness meets my gaze. I stand redeemed by grace alone.
Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Amen. In die stilte na die storm, dink ek aan my verlosser, Jesus aan die kruis. Hy het sy lewe neergelê vir sondaars, sy uitgestrekte arms, getuig hy is lief vir my. Halleluja, die koning van die konings, dra 'n kroon van dorens, sy bloed gestort.